Goeiemôre broers, susters en kinders, welkom by ons eerste erediens in 2021. Ek het die voorreg om hier by my dogter en skoonseun te kuier in Bloemfontein. Dit is 'n lekker nat hier. Ons het eers buite kan die diens gehou het, maar nou het dit so gereën en dit nog steeds ons maar hier binnekant in die braai area saam met die kuier. Ontvang die seën van die Here. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het, wat getrou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons saam uit Matteus 5, 'n enkele vers. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan ook 'n gedeelte uit Filippense 4, vers 10 tot 14. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het, dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle dit nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek genoeg ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my moeilike omstandighede by te staan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om u woord te hoor, aan die begin van 'n nuwe jaar, die 3de dag al, dat ons u woord kan hoor, ook in die prediking daarna kan luister. Al is dit so, Here, dat ons hier in ons land die erediens in die kerkgebou mag bywoon nie, dat ons steeds die voorreg het om die woord te kan hoor. Gebed is vanoggend, Here, dat u met elkeen sal wees wat inskakel, dat u ook met elke leraar sal wees wat dienste uitsaai, sodat u woord verkondig sal word in ons land, maar ook oor die hele aarde. Ons vra nou, Here, dat u met ons elkeen sal praat, en dat ons ontvanklik sal wees vir u boodskap. Ons pleit ook vir ons sonde en verkeerdheid. Ons bid daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ek lees die verhaal van 'n vegvlieënier wat in Vietnam in die oorlog geveg het. Charles Plumb. Hy het in Vietnam gevlieg en hy is raak geskiet en toe val die vliegtuig. Gelukkig het hy die kans gehad dat sy valskerm toe hy uitgeskiet het oopgegaan het. En hy het op die grond geland, maar hy is gevange geneem en 6 jaar was hy daar 'n gevangene gewees. Toe hy vrygelaat is, het hy en sy vrou by 'n restaurant en eet en daar stap 'n man verby en die man sê, ek ken jou. Jy's Plumb. Jy is afgeskiet in Vietnam en toe was jy 6 jaar 'n gevangene en toe is jy vrygelaat. En Charles Plumb was baie verbaas en hy sê, hoe weet jy dit? Hy sê, ek het jou valskerm gepak. Nou Charles Plumb was baie verbaas. Hy het die man glad nie onthou of geken nie. Hy kon nie onthou wie die man is nie. Die aand toe hy gaan slaap, het dit hom verskriklik gepla, dat hierdie man wat so belangrike rol in sy lewe gespeel het, hy nie eens geweet wie dit is nie. Hy het probeer onthou, want hy was op een van hierdie vliegdekskippe, hoe die matroos moes lyk in sy wit klere. Hy kon hom glad nie onthou nie. Hy het baie sleg gevoel en gedink, ek het verby hom gestap 'n hele paar keer, en hoe nie dalk nie eens gegroet nie, nie eens vir hom môre gesê nie, en tog het hy 'n baie belangrike funksie in my lewe vervul. En toe het hy nagedink, dat mens nie so kan lewe nie. God stuur mense op jou pad, en God is wonderbaarlik in dit wat hy toelaat. Hy het 'n geleentheidsspreker geword, en die tema van sy praatjie wat hy gegee het, wie pak jou veldskerm? Nou geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend in hierdie nuwe jaar vir jou vra, wie pak jou valskerm? Wie gaan jou valskerm pak in 2021? Dit wat ons saam gelees het, dat in Filippense 4 vers 13 staan daar, wat ons baie goed ken. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. As ons dit lees, dan dink ons onmiddellik baie keer daaraan, as die Here my net genoeg krag gee, dan sal ek doen wat ek moet doen in hierdie nuwe jaar.
Maar as mens vooraf lees, dan praat Paulus van al die omstandighede waarin hy was, en dat hy diep afhanklik van gelowiges is, maar aan die einde van die krag wat die Here hom gee, om daardeur te kom. So dit gaan nie oor die krag wat die Here my gee, om te gaan doen nie. Dit gaan oor die krag wat die Here my gee, om binne my omstandighede te kan leef, soos die Here dit wil. En dis was Charles Plumb agtergekom het. God het mense op sy pad gestuur, maar aan die einde alle eer aan God, dat hy ten spyte van die feit dat hy geval het, nog steeds gered kon wees. Ten spyte van die feit dat hy raak geskiet is, 'n valskerm gehad het wat sy lewe gered het, en dat hy 6 jaar in 'n tronk was, maar dat die Here toegelaat het, dat hy gered kon wees. En dan sê die Bybel in Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle sal die koninkryk van die hemel ontvang. Is jy afhanklik, broers en susters, kinders? Is dit hoe hierdie jaar sien, waar binne ons ingaan, met die wete, ek is diep afhanklik van die Here. Baie afhanklik. Dink maar aan 2020. Hoeveel keer het jou valskerm jou nie veilig op die grond laat land nie? Hoeveel keer in hierdie jaar het God dit nie so beskik, dat jy tog deur die jaar gelei is nie? Ten spyte van wat ook al gebeur het, dat ons in 2021 staan, afhanklik van die Here, dat hy ons gelei en versorg, en was ons goedgesind. Hoe gaan ons die jaar binne gaan? Wie gaan jou en my valskerm pak? Gaan ons soos Paulus sê, ek ken al die omstandighede, Here, ek weet, ek is daardeur in 2020, ek het dit beleef, en ons sê vir mekaar oor en oor en oor, ek wil dit nie weer hê nie. Ons weet nie wat voorlê nie. Maar as God my valskerm pak, al word ek neergeskiet in die lewe, dat ek veilig sal land. En al word ek soos Charles Plumb vir 6 jaar dan toegesluit in aanhalings. Onthou toe Paulus hierdie gedeelte geskryf het, vlieg daar nou swaap keer die nes uit. Toe Paulus hierdie gedeelte geskryf het, was hy in die gevangenis. En hy skryf vir die gemeente Filippi en sê, onthou, dis waar my krag vandaan kom, van die Here af, van niks en niemand anders nie. Wie gaan jou valskerm pak? Wie gaan vir jou sorg? Wie gaan jou versorg? Wie gaan jou lei in hierdie jaar in al jou werk wat jy moet doen, kinders julle wat gaan skool gaan, kinders wat begin werk of studeer, vra die Here, Here, pak my valskerm. Soos daardie matroos, Charles Plumb, sy valskerm vou vir vou, en tou vir tou reg verpak het, sodat op die regte oomblik, toe die nodigste was, sy lewe gered kon wees. Vra die Here om so met jou te wees. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Dis dalk die mees geseënde jaar ooit. Dis dalk nog meer deur mekaar as 2020. Dit maak nie saak nie. Vra die Here om jou valskerm te pak, sodat jy veilig sal land. En dan rondom Jesus Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het. Broers en susters, kinders, is dit nie ook waar die Here juis ons valskerm verpak het, sodat ons veilig kon land nie? Dat Christus gekom het, sodat ek nie verlore sou gaan. Dat hy opgestaan het, sodat ek ook kan opstaan en die lewe kan hê, die ewige lewe. Die Here weet wat ek nodig het. En hy het lang terug reeds, selfs voor my geboorte, al my valskerm begin pak. Mag die Here in 2021 my en jou valskerm verpak. Sorgvuldig vou vir vou, tou vir tou, soos ek en jy dit nodig het. Mag die Here ons seën in die jaar wat voorlê. Mag hy vir ons die krag gee om aan hom vas te bly hou. En mag die jaar dit wees, waarna ons terugkyk en sê, ek eer die Here. My valskerm was net reg verpak. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons gaan 'n nuwe jaar binne.
daar is al reeds 3 dae wat aangebreek het. Dankie dat U vir ons in 'n ou jaar gelei het en met ons was en ons valskerm sorgvuldig verpak het. Soms het ons nie eens daarvan geweet of daaraan gedink nie. Maar as ons nou terugdink, weet ons dis waar en dit was so en dit was goed vir ons en het ons gedra sodat ons telkens veilig op die grond geland het. Here, nou lê daar 'n nuwe jaar voor, met al sy uitdagings, al sy mooi dinge, en ook die hoë berge wat ons dalk moet klim. Sal in hierdie nuwe jaar, ons elkeen, elke groot mens en elke kind, sy valskerm verpak. Sal U ons versorg en vir ons sorg, U vir ons goed wees. Sal die genade aan ons bewys, selfs al verdien ons dit nie. En stort al die liefde oor ons uit, sodat ons daarvan bewus sal wees. Hier ons pak baie keer in ons lewe nuwe dinge aan. Ons pak ook nou 'n nuwe jaar aan. Skenk ook aan ons 'n besef dat ons nooit alleen is nie. Dat U altyd daar is en dat U altyd daar wil wees. Here, verpak ons valskerm. Hou ons vas. Hou ons naby aan U. Sterk ons geloof in U. Amen. Mag 2021 'n baie voorspoedige en 'n baie mooi jaar, vol van die seën en die genade van die Here vir ons elkeen wees. Amen. Vang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan en bly met U elkeen. Amen. Pragtige Sondag vir U en 'n baie mooi week en jaar word U toegewens. Baie dankie.